Goeiemôre radioluisteraars. Ons woord vanoggend is uit Lukas 2 uit. As jy solank jou woord daar wil oopmaak, en hierdie is regtig 'n besonderse boodskap wat Heilige Gees my gegee het en ek lewer dit af met liefde aan jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons Vader, Abba Vader. Dankie vir Jesus. Jesus, dankie dat U ons een gemaak het met Vader. En dankie Heilige Gees dat U binnekant in ons is. En dat U vir ons hierdie woord sal verwerk. Met ons sal werk ook deur hierdie woord. Ons eer U daarvoor. Amen. Vanoggend se gedeelte wil ek vir jou lees uit Lukas 2 uit. En in daardie tyd het Augustus, die Romeinse keiser, 'n bevel uitgereik dat 'n sensus gehou moet word om vas te stel hoeveel mense daar in die Romeinse ryk bly. Hierdie sensus het plaasgevind toe Cyrenius, die Romeinse goewerneur van Sirië was. Almal moes in daardie tyd na hulle geboorteplek toe gaan om hulle daar te laat registreer. Daarom het Josef, Maria se verloofde, van Nasaret na Galilea na Bethlehem in Judea, die stad van Dawid, gegaan. Hy het soontoe gegaan omdat hy uit Dawid se geslag is. Maria, wat in daardie stadium al lank swanger was, het saam met hom gegaan. Terwyl Josef en Maria daar in Bethlehem was, het die tyd toe aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het toe 'n seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Sy het hom styf in doeke toegedraai en neergelê in 'n voerbak waaruit die diere hulle kos geëet het. Daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Bethlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, dan sien ons hierdie prentjie wat altyd geskilder is. Ons sien die prentjie waar Josef 'n esel lei, 'n donkie lei, en waar Maria wat hoogswanger is op hierdie donkie sit. En dan sien ons hierdie prentjie hoe hy by die herberge aanklop en daar geen blyplek vir hulle is nie. In Lukas 2 vers 7 sê, sy het haar eersgebore seun gebaar, hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou as jy mooi daarna kyk, sou ons gesê het, uit ons oogpunt uit, was daar dan niemand wat vir hierdie jong, swanger vrou 'n bed kon afstaan, waar hulle gesien het, sy is hoogswanger. In daardie tyd kon hulle al seker gesien het ook, dat haar kindjie naby geboorte gegee moet word, kon niemand vir haar plek afgestaan het nie. Ons kan ook hierdie vraag vra, maar wat het die sensus oorgegaan? Jy sien, God wie ewig is en Jesus wie ewig is en Heilige Gees wie ewig is, het besluit dat Jesus gebore sou word in 'n plek waar almal kon heen gaan. So hoekom is daar nie plek in die herberg gewees nie? En jy kan die vraag vra, maar kon niemand plek maak nie? Want daar was vir hom geen plek gewees nie. En toe ek hierdie gedeelte voorberei, toe besef ek net, want dit moes nie 'n herberg gewees het nie. Jy sien reeds in hierdie gedeelte dat 'n herberg was vir die wat dit kon bekostig, wat die plek kon hê. Dit moes in 'n plek gewees het, wat so 'n natuurlike plek is, soos wat Jesus se hart is. Soos wat Jesus gesê het in sy woord, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee.
Dit moes 'n plek gewees het waar enige een kon ingaan wat bereid sou wees om in daardie plek van nederigheid in te gaan. Dit is waar die koning van alle konings gebore moes word. En dan kyk ons, hoekom Bethlehem? Want God het gesê, Jesus sal uit Bethlehem uitkom. En hy reël die hele sensus wat keiser Augustus moet doen, net vir een rede, sodat die profesie in vervulling sal gaan, wat Micha van gepraat het. Daardie gedeelte, hy is in doeke toegedraai. Dit moes ook die teken wees vir daardie skaapwagters. Want as 'n skapie in doeke toegedraai is, was dit die teken dat hierdie lammetjie die offerlam sou gewees het. So dat hy baie meer in daardie stal in Bethlehem plaasgevind, as wat ons net altyd sien. Herders sou nie, wie die nederigste beroep gehad het, sou nie toegelaat geword het in paleise nie. Maar die vraag is, sal die wie in paleise is, die knie buig om by Jesus in te gaan, om vir hom plek te maak. En vanoggend is die vraag, en dit is so 'n baie groot vraag, maak ons vir Jesus plek? En dadelik gaan ons antwoord ja, ek het my lewe vir hom gegee. Maar my vraag is, behoort ons hele lewe aan hom? As 'n paar keer gewees waar daar nie plek vir Jesus was nie. Toe Jesus in Nasaret wonderwerke wou doen, toe hy so graag daar siekes wou genees het, toe hy so graag daar God se liefde wou tentoonstel, toe sê die woord vir ons daar, in Lukas 4 vers 29, dat hulle opgespring het, en hulle het hom uit die dorp uit weggejaag. Dis waar daar die gesegde vandaan kom, 'n profeet word nie in sy eie land erken nie. En as jy kyk na daardie gedeelte, dan gaan jy lees dat die woord sê, en Jesus was verbaas gewees, hy wie alles weet, was verbaas gewees oor hulle optrede. As ons kyk na die ryk jong man, wat na Jesus toe gekom het, en hy wou graag geweet het, wat moet hy doen om 'n ewige lewe te kry? En Jesus het vir hom eintlik daar gesê in kort sinne, los al jou wette en dit wat jy onderhou en wat jy waarde aanheg, en kom hier en volg my. En die woord sê daar, daardie jongman, ryk jongman, het bedroef weggestap van Jesus af. So maak ek en jy vir hom plek. Het ek en jy vir hom plek in ons lewe? As Jesus die koning van alle konings is, maak ek en jy vir hom die plek dat ons hom vertrou in ons lewe met alles. Glo jy wat Jesus vir jou sê, as hy vir jou sê, ek weet wat ek vir jou in gedagte het? Maak ek en jy vir Jesus plek in ons woorde, as hy ons so lief het, en hy sê vir ons so mooi in sy woord, my kind, kies vandag tussen die lewe en die dood, maar kies die lewe, sodat jy in jou nageslag kan lewe. Kies die voorspoed en die teëspoed nie. Maak ek en jy vir hom plek in ons lewe, sodat hy die lewe vir ons kan wees.
maak ek en jy vir hom plek om in ons lewe vir hom ruimte te maak in wat hy wil kom doen. Kan ons God se woorde glo, dat hy sê, onderwerp jy aan God se gesag, weerstaan die vyand en hy sal vir jou vlug? Kom ek en jy by daardie plek, as ek vanoggend wrokke in my lewe het, as ek vanoggend onvergifnis in my lewe het, as ek vanoggend 'n revenge in my lewe het, maak ek vir hom plek, vir sy woorde, wat hy gesê het, vergewe, sodat jy vergewe kan word. Maak ek en jy plek, vir sy woorde, waar hy gesê het, dit is my bloed. Maak ons plek, vir sy bloed, in ons lewe, nie eenmal 'n maand, soos wat ons geleer is nie, maar soos wat Jesus se woorde pertinent is, so dikwels soos jy daaraan dink, maak ons plek, vir die krag van Jesus se bloed. Deur vanoggend, tot daardie besef te kom, as ek sê, ek weier om te vergewe, kan ek vir jou vanoggend met soveel liefde sê, is daar nie plek vir Jesus se bloed in jou lewe nie. Maak ek en jy plek vir die genesing van Jesus se liggaam. Vat ons daardie brood, waar hy in Bethlehem gebore moes word, wat beteken broodhuis. Hy moes in Bethlehem gebore word. Hy wat die manna van die hemel is, moes in Bethlehem gebore word. Maak ek en jy plek in ons hart, in ons lewe, vir sy liggaam, vir sy genesing. Ons kan so maklik sê, ons is mens, en is goed as ons sê, ons is mens, want dan sê ons daardeur, ek besef, al is ek mens, het ek 'n geeste mensie, het ek 'n siel, en het ek 'n liggaam. Maak ek en jy plek, vir God se drome, in ons lewe. Maak ek en jy plek vir die mooi wat God vir ons wil gee. As ek en jy sien wat ons nog nie het nie, maak ons dan nie meer plek vir twyfel in ons lewe, as vir die lewe wat Jesus vir ons wil gee nie. Want twyfel en vrese het 'n manier om die plek van geloof in ons lewe op te vreet. Ja, ek raak emosioneel, want ek ervaar die hart van Jesus. Maak ons van plek. Gaan ek en jy hierdie jaar uitgaan in negativiteit? Gaan ek en jy hierdie jaar uitgaan om nie van plek te maak nie? Gaan ek en jy tot die besef kom, God het vir jou en vir my soveel plek gemaak, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat Jesus
plek gemaak het in sy liggaam vir jou en my toe hy kruis toe is. Ek bid dat mense in hierdie gesprek weergebore sal word. Dat mense sal besef hoe belangrik dit is om vir Jesus die grootste plek te maak. En as ek en jy vir Jesus die grootste plek maak, sal ons huwelik daaroor gaan om in die plek te maak vir hom, dat hy verheerlik sal word, en nie oor hoe my planne lyk nie. As ek en jy vir hom plek maak, sal ons plek maak om te weet, sy woorde dra krag, en sy woorde wil vir jou die beste maat gee, wat gelowig is. Maar miskien moet daar eers plek gemaak word in jou lewe, vir sy planne, en nie net vir jou planne nie. Maak jy plek in jou vrese vir God se volmaakte liefde, om dit na buite te kan dryf? Maak jy plek in jou hart waar seer kry is, vir Jesus se wonde, dat hy vir jou sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Maak jy vir hom plek in jou seer kry, sodat hy jou gesond kan maak, en dit jou grootste salwing kan raak. Maak jy vir hom plek in jou lewe, daar waar dit donker is, daar waar depressie is, sodat jy elke oggend kan opstaan en kan sê, maar elke oggend is sy liefde vir my nuut. Maak ons plek vir Jesus. En ek bid en ek vra Heilige Gees, om so deur jou te beweeg, en jou te vat na die plek toe, dat jy regtig en ek regtig sal verstaan. Hoeveel plek, hoeveel tyd het God en Jesus afgestaan om vir ons plek te maak. Dat ons nie soos daardie ryk jong man net die ewige lewe wil hê, maar die plek maak vir Jesus, wie vir ons die ewige lewe gee nie. Dat ek en jy soos daardie wat in Nasaret is, die plek wil maak vir hom, net soos dit ons pas nie, maar dat ons plek vir hom sal maak, dat hy ons lewe laat inpas, en wat hy vir ons die heel beste wil gee. Jou mooiste droom, jou grootste geloof, jou grootste vraag, is baie meer wat die Here vir jou wil gee, as wat jy ooit voor kon bid, voor kon droom. Maar vanoggend moet ons onsself die vraag vra, maak ons plek, en hierdie is nie 'n aantuiging nie, hierdie is 'n uitnodiging tot God se liefde. Dalk het jy nog nooit so daarin gedink nie, want weet jy, so lank is ek al in die bediening, jare, het ek hierdie woord voorbereid, toe die Here my gevat in 'n plek van diepte, wat ek nog nie so aan dit gedink het nie. Ja, ons kom by die plek om te sê, ek neem elke gedagte gevange, ek maak dit gehoorsaam aan Christus Jesus. Maar kom ek by die plek, dat ek regtig vir sy gedagtes
plek maak in my gedagtes. Ons wil altyd die swaar kry, die veg vat. Mense sal baie meer passievol raak as jy bedien oor die vyand en om die vyand uit te dryf in geestelike oorlogvoering. Mense sal baie meer oor dit passievol wees as net hierdie sagte boodskap. Maak ek plek vir Jesus. Want as ek plek maak vir Jesus, kan geen vloek bly nie. As ek plek maak vir Jesus, sal ek weet. Ek maak nie net van plek in my siel nie, in my gees nie, maar my liggaam ook. In my huis ook. Oral waar ek is, maak ek vir hom plek. En hierdie was vir my 'n woord wat ek vir jou in hierdie tyd moes gebring het. Ek moes dit eers gehoor het voor ek dit vir jou kon gee. Dat ons mooi daaraan dink. Baie mooi aan dit dink. Ek wil weer vir julle die skrif lees. En sy het eerstgebore seun gebaar, sy het hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Jesus het vir jou plek gemaak in sy bloed, ek wil hê jy moet dit weer hoor, sodat elke sonde van jou vergewe kan word. Hy wil nie hê jy moet met kwaad in jou hart rondloop nie. Want om met kwaad in jou hart rond te loop beteken ek het seer. En ek weet, mens kom nie maklik oor hierdie goed nie. Maar slukkie vir slukkie van sy bloed, elke keer om net te sê, ek vergewe, ek vergewe, ek vergewe. Maak jou vryer en vryer en vryer. En ek wil vir jou sê, daar staan 'n plek, waar hy vir Petrus gesê het, 70 maal 7 keer, moet jy vergewe. En dit sê vir my, hy het vir jou plek gemaak, om by 'n plek uit te kom, om heeltemal vry te wees. Want waar die Gees van die Here is, daar is daar vryheid. Hy het in sy wonde, vir elke siekte, vir elke krankheid, vir elke kwaal, het hy vir jou plek gemaak, sodat jy vandag vir hom kan plek maak. Om elke keer, as jy siek is, te sê, ek weet wie my genees. Ek weet. Ek wil saam met jou bid. As jy nou sê, maar jy wil van plek maak. Jesus, baie dankie dat U ons hierdie boodskap gegee het. So baie dankie, Here, dat ek kans gehad het om hierdie boodskap te bring. Dat daar 'n plek was wat U met my gepraat het oor hierdie boodskap. Vader, vergewe my vir elke keer waar ek nie vir U plek gemaak het nie. Dankie dat U nog steeds my lief gehad het. En Jesus, dankie vir oggend dat ek my lewe vir U kan gee. Dat ek vir oggend vir U kan sê, Here, kom bly asseblief in my gees. Ek maak vir U plek in my gees. Kom bly asseblief in my hart. Ek maak vir U plek in my hele hart. Kom bly asseblief vanoggend in my siel.
Ek maak vir U plek in my hele siel. Kom bly vanoggend asseblief in my verstand. Ek maak vir U plek in my hele verstand. Kom bly asseblief vanoggend in al my krag. Ek maak vir U plek in al my krag. Jesus, dankie dat U nou vir my plek maak in Vader God se hart. En Heilige Gees, ek maak vir U plek in my hart. Dankie dat U saam met my gees getuig dat ek 'n kind van God is. Dankie Here, dat ek vanoggend weet, ek het 'n plek. Ek behoort aan die koning van alle konings. Amen. Geliefde, mag jy in hierdie tyd plek maak vir vrede, dat dit in jou hart lê, vir vreugde, soos wat hy dit vir jou kan gee, en maak plek vir liefde, want liefde het plek vir jou gemaak. Amen.